Ek wil graag met jou praat oor jou gebedslewe vandag. Weet jy, ons almal worstel met ons binnekamergebed, maar Jesus het gesê, daar's 'n wonderlike belofte. In Johannes 14 vers 13 en 14, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Die gebed is een van die belangrikste wapens wat ons het, teen die aanvalle van die bose. En dis een ding wat die duiwel graag wil verhinder in jou lewe, want hy weet, as hy kan slaag om jou daar weg te hou, gaan hy op al die ander terreine ook slaag. Die Here Jesus maak gebed vir ons so eenvoudig, as hy in Matteus 6 vers 6 en 7 die volgende vir ons gee, 5 stappe. Hy begin deur te sê, as jy bid. In sy wysheid het die Here gesê, ons moet vir hom vra as ons iets wil hê. Daar was 'n baie ryk man wat 'n seun gehad het, vir wie hy elke jaar 'n jaarlikse toelaag gegee het. Elke jaar op dieselfde dag, dan sou hy vir sy seun hierdie geld oorplaas. Maar na 'n tyd het dit gebeur, dat al wat die pa die seun sien, is wanneer hy sy toelaag moet kry, toe die pa sy plan verander. Hy het vir die seun net genoeg vir elke dag gegee. En van toe af het hy die seun elke dag gesien. Dis hoe die Here ons met Israel gemaak het, en hy maak nog steeds met ons ook so vandag. Die Here Jesus sê 'n tweede ding, hy sê, gaan in jou kamer. Weet jy, om te kan bid, moet jy beplan. Jy moet jou tyd skeduleer vir gebed. Dit kan beteken dat jy 20 minute vroeër moet opstaan, dat jy die TV vroeër moet afskakel, want daar gaan altyd iets wees wat jou aandag wil hê. Kry 'n plek waar jy kan wegkom van alles wat jou aandag wil steel. Die Here Jesus sê in die derde plek, maak die deur toe. Hy sê, jou Vader is alreeds by daardie plek. Hy het jou vooruit gegaan, hy wag vir jou. Die oomblik wat jy by daardie plek kom, is jy al klaar in die teenwoordigheid van jou Vader. Die Here Jesus het die sleutel om daardie plek te kry is, maak net jou deur toe. Sluit jou af van hierdie wêreld. En die Vader gaan jou daar ontmoet, ongeag hoe jy voel. Die Here Jesus sê die vierde ding, jy moet bid tot jou Vader. Die eerste wat ons kan sê oor gebed is, dat dit 'n geloofsdaad is. Jy voel nie om te bid nie. Jy moet met iemand praat wat jy nie kan sien nie, wat sy teenwoordigheid jy nie ervaar nie. Dis 'n geloofsdaad, jy doen dit in die geloof. Die Here het vir ons 'n wonderlike plek van ontmoeting gegee. Weet jy, in Psalm 91 word dit vir ons so verduidelik. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind, en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dis hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou, jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Wie die Here Jesus het gesê, dit is so nodig dat jy met vrymoedigheid sal leer om te bid. Daarom sê Lukas 11 vers 5, sê nou een van julle het 'n vriend, jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra, leen my bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, ek het niks om vir hom voor te sit nie. Die ander antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit, ek en my kinders is al in die bed, ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Dan sê die Here Jesus, ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan om alles gee wat hy nodig het, om dit hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry, vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle, wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Ek wil so graag hê jy moet onthou, dat die Here Jesus hierdie gedeelte oor gebed afsluit, as hy sê, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Jy moet dit nooit vergeet nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons uitdagings voor U kan lê vandag. Dankie dat U ons hoor. Help ons om met U daaroor te praat. Amen.